Ons is besig vandag die derde boodskap in die reeks van Fontein van Liefde wat gaan oor aanbidding. Net om julle gedagtes bietjie te verfris. Die eerste week het ons gekyk wat gebeur as ons sê ons gaan na die huis van die Here. Verskoon my fonteintjie loop oor. En ons het gesê daar's 3 dinge wat gebeur of behoort te gebeur. Die een ding is kerk is 'n koneksie. En die koneksie sê bloot God is alomteenwoordig, maar op 'n punt word ons bewus van sy teenwoordigheid. En dis die koneksie wat moet gebeur in 'n kerk. Die tweede punt is kerk is kommunikasie, verkieslik in 2 rigtings. God wil met ons praat. Hulle doen dit op verskeie maniere in 'n kerk en ons praat met hom terug. Dit behoort daar te wees. Die derde ding was kerk is 'n commitment wat daarop neerkom jy moet jou skatte belê in God se koninkryk. Want jou hart volg jou skatte. So dis 'n slim plek om te sit. Tweede boodskap was wat is Satan se aandeel in die storie? Hoe probeer hy 'n stokkie vooral steek? En dit is Satan se grootste behoefte het gesê is om aanbid te word. Was nog altyd dit. En hy sal alles in sy mag probeer om te keer dat mense by God uitkom om God te kan aanbid. Hy probeer daai hele storie stop. Vandag se derde boodskap gaan ons kyk na God as Satan se grootste behoefte is om aanbid te word. Wat is God se grootste behoefte? En ek wil daarna kyk weer met 3 punte. 3 punte is omtrent net genoeg. Voor ek vir julle gaan lees in die Bybel, wil ek nie eers 'n bietjie agtergrondkennis gee oor die storie of verduidelik dat jy vooraf weer die prentjie kan sien. Daar's 'n verskil tussen skep en maak. Miskien in vertalings lees dit nie so maklik nie, maar die vertaal al 2 woorde is die waarheid. As jy in Afrikaans sê skep of maak iets. Maar daar's 'n teologiese verskil tussen die 2. As jy iets skep, maak dit uit niks uit nie. God doen daai ding. Hy staan en dink, "Dit's 'n bietjie donker hierso. Laat daar lig wees." En dan is daar lig uit niks uit nie. En as jy dit probeer en jy staan in jou garage en jy dink, "Is 'n bietjie donker hierso." Gaan jy probeer kan sê daar lig wees en daar's lig nie. Want ons skep nie goed in daai opsig nie, ons moet dit maak. So jy vat iets wat klaar bestaan en jy lê die kabeltjie aan, as jy die gloeilampie in en dan gebeur daar 'n ding. So al sê jy vir iemand byvoorbeeld net 'n spreektaal van kyk hierdie mooi stuk mosaïek kunswerkie wat ek geskep het, jy het net dit geskep en jy het dit gemaak. Anders sou jy gesê het let there be magnificent creation en dan staan hy daar. So daar's 'n verskil tussen die 2. En wat ons nou gaan lees wil ek hê jy met die proses sien van hoe dit werk as goed, want God doen al 2 in Genesis waar ons nou gaan kyk. God skep goed en hy maak goed. En as God iets maak hy dit uit iets uit. En wat ek wil hê dat julle moet kyk elke keer soos na die proses kyk, is God sê waar dit moet kom, hy sê wat dit moet onderhou en hy sê waar dit moet teruggaan. Dit is hoekom goed gemaak word en die patroon is belangrik. So as jy wil kyk na Genesis 1, as jy sukkel om Genesis raak te blaai, jy of jy jou Bybel het nie of jy lees miskien 'n bietjie te min. Liewer luister. Jy mag luister my skaap. Ek doen dieselfde, ek kan nie van Bybel lees in kerk nie. Kyk, Genesis 1 vers 11. En God het gesê, laat die aarde voortbring, graspruitjies, plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soorte vrug dra waarin die saad is op die aarde, en dit was so. So die belangrike gedeelte is, God het gesê, laat die aarde voortbring gras, en hubbies en vrugte en al die dinge. So God skep nie die plante nie. God praat met die aarde, sê vir die aarde, bring voort al hierdie goedjies. En die aarde luister en die plante. En die proses is dat die plante kom uit die aarde uit, kom uit stof uit. Die plante word onderhou deur die aarde of die stof en die plante keer terug so toe. En as jy 'n bietjie biologie op skool gehad het, dan sal jy weet hoe die proses werk. En as jy die res van die storie kyk, ek gaan nie elke vers lees nie, maar in vers 20 vinnig doen God dit met die visse. Hy praat met die water en sê bring voort al die goede. En in vers 24 met die diere sê hy laat die aarde lewende wesens voortbring. Selfde storie. God praat met die aarde en sê lewende wesens. Hier kom al hierdie diere en bokkies en trippel rond. Hulle kom uit die stof uit. Hulle word onderhou deur die aarde en hulle keer terug so toe.
So, ek hoop julle kan die beginsel sien van hoe God maak. Ek is mal oor patrone goed van hoe God maak, want dit sit ander goed soos wat jy dink niks daarmee te doen het nie, van perspektief van hoekom dit so moet werk. Toe het God, hier is die storie, toe kom God by die mense. Met wie praat God toe? Toe hy jou maak, toe hy nou dink, Pere. Ja. Wie praat hy toe mee? God praat met homself. Vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. En laat hulle heers in die hele storie. So, as jy nou hierdie proses volg, dan kom ons uit God uit. Hy het gesê, laat ons dit maak soos ons. Ons word onderhou deur hom en ons keer terug na hom toe. En dit is my amazing story, om daai storie raak te sien. Nou is die verskil tussen die twee. Natuurlik gaan jou lyf, as jy nou eendag, of ons is uit stof uitgemaak as lywe, ons word onderhou deur alles hier op die aarde, ons word onderhou deur die stof, soos wat 'n boom of 'n bokkie of 'n sjokolade is. En as jy 'n emmer duik eendag, dan gaan jy terug stof toe met jou lyf. Maar dis nie jy nie, dis jou lyfie. Jou gees sê God, het ons gesê, kom ons maak dit soos ons. So dit is soos God gemaak. En dit word onderhou en dit gaan terug na God toe. Nou hier is 'n interessante vraag te nou. As die plante sou sê, hier is 'n klomp tok. Ons is nie lus vir hierdie storie meer nie. Aarde, ek trek nou my wortel uit. Ek gaan op my eie maak. Wat gaan gebeur met die plant? Hy dooi. Gaan ek eindpoor. Ja. Wat het die mensdom gedoen? Hulle gaan goed en sê, ons trek uit, ons gaan dit op ons eie doen. En hulle gaan dood. Soos jy in die storie van, miskien nou in Genesis lees, en sê, maar God het gesê, as julle hierdie goed te doen, gaan julle doodgaan, en toe gaan hulle nie dood nie. Hulle het doodgegaan. Hulle lywe het nie, maar dit kom in die stof uit. En dit gaan terug stof toe. Maar dit wat in die image van God gemaak is, het doodgegaan. God het nie gejok toe hulle dit vir hulle sê nie. Efesiërs 2 vers 1. Galasiërs, Efesiërs. Alhoewel ek moet sê, ja, hy het doodgegaan, maar oor tyd. Dus ook die ding, as jy 'n plant by die wortels uittrek, gaan hy rukkie nog lewe. En dan wat gebeur het met die proses is, dood het in die gees gekom, maar gees het invloed op jou liggaam. So dis kom dood in die liggaam gekom het ook. Ja, dit maak sin. Efesiërs 2 vers 1. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. So ons was definitief dood. Ja. Dis wat Christus kom doen het. In Johannes 10 vers 10 ken julle almal dit, wat die Here sê, hy het gekom om te lieg en te steel, te verwoes en te amok te saai. Hy het gekom om ons lewe in oorvloed te bring. So, vergeet van die oorvloed gedeelte. As jy nie Christus is, het jy nie eers lewe nie. Christus moes eers lewe herstel, voor die oorvloed kom. Kijk, so dis die eerste punt. Die eerste punt is, God het ons uit homself geskep. Die tweede punt is, God het my soos homself geskep. Nou, en dan wat ons probeer soek na 'n antwoord vir vandag is, wat is God se grootste behoefte? Want dan staan in die Bybel, God se grootste behoefte is nie. Ek wil vir julle wys hoe hy uitkom. Okay, so God skep vir Adam in sy gelykenis, soos wat hy self is. So voor die sonde kom, lyk Adam soos God, geestelik, en hy klink soos God, hy dink soos God, hy doen allerlei dinge, voor die sonde nou gebeur het. Maar hier is 'n interessante ding wat ons beskryf word, en dit is dat Adam het 'n behoefte. En as jy na Genesis 2 vers 2 kyk, wil ek vir julle wys hoe ek so sê. Nie 2 vers 2, 2 vers 20, ekskuus. Dit sê, so die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Vir my is die kritiese woord hierso is maar. En hierdie proses wat hy deurgaan met die diertjies en goede, is hy duidelik in die soek, anders sal hy woorde daar gewees nie. So hy kyk en hy sê, maar hy vind niks wat by hom pas nie.
So wees, dit staan nie in die Bybel nie, maar iewers in my koppie moes daar gesprek tussen Adam en God gewees het, wat iets gegaan het in die lyn van, Here, hierdie paradys is fantasties, alles wat hy gemaak het is voortreffelik, geniet hierdie plek, avokado-pere is I1, al die goedjies wat hier rond hou en om ons rond speel is baie cute, maar is iets in my wat ek mis, ek weet nie wat dit is nie, maar ek mis iets. En dalk die leerder van gesê, wel, ek het nou klaar 6 dae gewerk, ek gaan rus, alles klaar gemaak, ons bly jy hou daarvan. Ek het nog een ding nie gedoen nie, so sal jy net my asseblief sommer die diere name gee nie. En terwyl jy met die diere is, kyk of is daar iets wat jy like daar nie. As jy ietsie mis, dalk is daar iets. En hy gee die diere name en aan die einde sê 2020 maar en niks gevind nie. Hy was in die kyk. Miskien het hy mammoet gesien en gedink, lekker woelie vir die winter. Maar dit wil nie match nie, iets gebeur nie. En hy gaan slaap. En hy word ook nog wakker en hy sê nuwe diertjie. En hy sê, wow man! Wat die teologiese oorsprong van woman is. En in die verduideliking wat ons in die Bybel kry van hoe God die mens, wat beskryf as die mens gemaak het en hoe God die vrou maak, is 'n verskil van hoe ek dink hoekom ons lyk soos ons lyk. En dit is dat, as die Bybel sê God het die mens gemaak, is die Hebreëse woord word direk vertaal met squeeze, druk. So is 'n breekie van deure wat so 'n worsie met klei of iets maak dan. En hier's 'n man, okay? En maak 'n man en wat beskryf word, die Hebreëse woord vir hoe 'n vrou gemaak is fashioned. Dis 'n bietjie van 'n ander saakie. Hy fashion die vrou, ja. So die man is sommer soos 'n ja, fashion 'n vrou. In geval, so wie is die storie? Adam is uit God gemaak, Eva is uit Adam uit gemaak. En toe sien ek hoekom tieners mal raak, want die trek na die teenoorgestelde geslag, net oor as jy die patroon sien van goed maak, moet verskriklik wees, want dis die ding wat jou sustain en waartoe jy terugkeer op 'n manier. En dis hoekom man stupid goed aandoen om 'n girl te impress. Dit is net so sterk drang en toe sien ek ook hoe homoseksualiteit God se patroon so breek. En dis een van die goeie wat van daai onverwagte dinge is, van as jy die patroon sien van hoe God skep en die goeie terugkeer of by mekaar pas en goed, daai is net so uit die patroon uit. In elk geval. So weens nou God maak iemand wat soos hy is, soos hy praat, soos hy lyk voor die son en goed, hè? En hierdie iemand sê, ek kort iets. En hoe het God vir hom geweet wat om hom te gee? Hoe moet God nie vir hom 'n remote of 'n bier gegee nie? Baie mense is gelukkig met remotes en biere. God het geweet wat om presies te gee, want hy is aan God se beeld gemaak. God het dieselfde behoefte. Dis hoe God geweet het. En daai groot behoefte van God, maatjies, is jy. Jy is God se grootste behoefte. En sy begeerte in daai opsig is na jou. Anders gestel, God wil vir sy seun iets gee. En wat gee jy vir jou seun wat klaar al het? Jy gee vir hom 'n lewensmaat. Iemand wat sy lewe mee kan deel. En ek dink dis deel van hoekom die Bybel van beskryf ons soos 'n bruid van Christus. God wil homself met jou deel, hy wil elke dag met jou wees en met jou praat deeltyd, hy wil intiem met jou wees, hy wil allerlei goed te doen. En al wat God doen, hy maak vir jou met 'n keuse dat jy kan sê, yes, ek wil terug lief hê. Want 'n robot kan nie lief hê nie. So God skep ons maar daai liefde, maar hy weet presies wat die mens nodig gehad het, want God het daai behoefte vir jou. Hy moet 'n maat aan op sig hê. So punt 3 is dan, God het my geskep om hom lief te hê. God het die huwelik geskep, verwys na ons bruid van Christus. God wil liefgehê word. Satan se grootste behoefte was om aanbid te word. En God se grootste behoefte is ons. En die hele storie van die Bybel is God wat vir ons sy liefde bewys. Alles wat hy doen is dit, ek gaan jou bewys liefde vir jou, jy kan rondloop, ek is lief vir jou, gaan jou terugbring. Dis die hele storie van die Bybel. En hy gee net vir ons daai keuse om te besluit of gaan jy daai liefde aanvaar en gaan jy hom terug lief hê. En dis aanbidding. God is van nature 'n Gees.
Ek ken 'n paar mense wat so is, jy kan nie vir hulle sommer net iets gee nie. Jy dink jy stap aan met 'n bos blomme en dan loop jy daar uit met 'n hele vrag vol halwe skape en ek weet nie wat daar's nie. Party mense is net gees. En die prentjie wat ek van God sien is daai ding van jy kom na hom toe en hy gee sommer vir jou nog meer terug voor jy as jy dink aan die vrou met die bloedvloei issue. Sy raak aan Jesus se kleed en hy maak haar gesond onmiddellik. En dis 'n oulike sinnetjie wat julle almal ken, voltooi vir my die sin. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Ja, Dit is God se storie. Jy dink jy gaan hom iets gee, hy gee vir jou die hele tyd meer. So, dit is soos in my kop. Here, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Onmiddellik. Dit is ons so ervaar. Here, ek wil by jou wees, ek wil dit by jou wees. Here, ek wil vir iets doen, ek het alles vir jou klaar gedoen. As jy uitreik na God toe, is hy daarso en hy gee. Dis die natuurlikste ding onder die son behoort te wees, om uitdrukking te gee in jou liefde vir jou lewensmaat. En dit is wat ons doen met aanbidding, is ons liefde uitstort, of bewys, of uiting gee aan die love of our souls. Daar's nie beskryf in Afrikaans wat dit te kan... Liefling van my hart. Liefling van my hart is die ding miskien. Dis hoekom ek dit geskryf het. Jy het. Ek wil vir julle net ter afsluiting half. Die storie is reg uit die Bybel. Ek gaan vir julle hoef nie saam te blaai nie. Ek gaan nie blaai nie. Ek gaan nie nog gebruik kom nie. Ek wil vir julle 'n klomp skrifgedeeltes lees net na mekaar. En net te das. Eksodus 6 vers 6. Ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n God wees. Levitikus 26 vers 12. En ek sal in julle midde wandel en vir julle 'n God wees en julle sal vir my volk wees. Jeremia 7 vers 23. Luister na my stem, dan sal ek vir julle 'n God wees en julle sal my volk wees. Jeremia 24 vers 7. Ek sal vir julle 'n hart gee om my te ken dat ek die Here is en julle sal vir my 'n volk wees. En ek sal vir julle 'n God wees want julle sal na my terugkeer met julle hele hart. Daar's nog pakke in Jeremia. Esegiel 11 vers 20. En hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal hulle God wees. Esegiel 14 vers 11. Sodat die huis van Israel nie meer agter my wegdwaal nie en hulle nie meer verontreinig met al hulle oortredinge nie. Dan sal hulle vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle God wees. Esegiel 37 vers 27. En my tabernakel sal oor hulle wees en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle vir my 'n volk wees. Weens Esegiel nog baie. Hosea 2 vers 22. Ek sal my ontferm oor sonder ontferming en haar vrugbaar maak in die land. Ek sal vir nie my volk nie sê, jy is my volk. En hulle sal sê, my God. Sagaria 8 vers 8. En hulle sal midde in Jerusalem woon. Dan sal hulle vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees in trou en geregtigheid. Sagaria 13 vers 9. Hulle sal my naam aanroep, ek sal hulle verhoor, ek sal sê, dit is my volk. En hulle sal sê, die Here ons God. 2 Korintiërs 6 vers 16. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Hebreërs 8 vers 10. Dit is die verbond wat ek en daar sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en op hulle harte skrywe. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal my volk wees. Openbaring 21 vers 3. En ek 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Mag ek iets hierby? Jy mag skateboek. Want toe jy vra wat God se begeerte is, toe dit reeds by my opgekom van hy wil een word met ons. En as jy gaan dink oor wat is die grootste daad van liefde tussen 'n man en 'n vrou, want die voorbeeld was mos nou juist die vrou is uit die man uitgemaak is om een te word weer. Julle weet ons een word. En dit is wat God wil doen en ek verstaan hoekom hy daai prentjies vir my gewys het van hoe ek en hy in 'n poel van goud wat suiwering is, in beweeg en ons is saam en ons smelt in die poel van goud in
En hy staan weer daaruit op en hy is steeds Jesus en ek is ek, maar ons is gemeng, ons is een. En dit is ook om daai vers sê, hy is in ons, maar ons is ook in hom. En dit is dit is daai een. Ek kry gedurig 'n ding van either net groot lig of 'n prentjie van Jesus self of wat ook al waar dit letterlik 'n geval is van een word. En meer soos wat 'n man en 'n vrou ooit moontlik kan. Ja, nee, absoluut. Dus van, ja, jy kan maar hard probeer, it's not gonna happen. Not to that level. Nee, wel, geestelik is dit wel. Wat is God se groot behoefte dan? In fairy tale taal, God het ons gehoor deur al die eeue. Ja. Hy wil met jou trou en vir ewig gelukkig saam met jou bly. Ja. En hy het al hierdie details van hierdie verhouding uitgewerk deur sy genade. En hy het vir jou net gesê, maak 'n keuse, as jy ja sê, dan gaan ons vir jou saam. Sonde weggegee, hy gee ons 'n nuwe hart, gee ons 'n nuwe gees, maak lewend. Hy skryf sy wette op ons hart en hy gee ons die vermoë om te volg.